Dis hy. Goeiedag liewe vriende. Ons is hierso saam met my persoonlike suster, Lisa die Dippenaar, en haar persoonlike skoonsister, Lizaan Dippenaar. Baie welkom julle, dit is vir my 'n groot eer en 'n voorreg om vir julle vanaand hierso te hê. Dankie Deboa. Nou net so inleidend tot die gesprek, ons het nou lekker gegiggel vooraf, so dit gaan seker nou deurlopend ook bietjie gebeur. Want ons het 'n lekker gemoedelike verhouding met mekaar, maar inleidend tot die gesprek, so ons praat vanaand, en dit is nou aand, so julle kyk dalk hierdie ding hierdie dag, maar vir die ouens wat dit nou vroeg gaan kyk, dit is nou vanaand, praat ons oor die onderwerp wat nou die laaste tyd dink ek baie aandag in die media en in kerklike gesprekke gekry het, wat nou die vrou in die amp is. Of mens sou selfs kon sê die vrou in die bediening, of selfs die vrou en die amp. So hoe ook al jy nou die invalshoek dan nou daar sien, dit is nou waaroor ons vanaand bietjie gesels. En ek het nou spesifiek vir Lisa en vir Lizaan gevra om met my te gesels, want hulle het 'n baie unieke pad met die vrou in die amp onderwerp gestap. En ek dink is goed as 'n mens so bietjie uit persoonlike ervaring, want ek dink van die vroegste gesprekke wat na die besluit van die gereformeerdes, wat nou baie aandag in die media geniet het, gekom het, was om vrouens wat in die amp is, of as ouderlinge, of as predikante, om hulle kant van die saak te hoor. So, ek doen dit dan ook vanaand met julle, oor julle unieke pad wat julle met hierdie onderwerp gestap het. Net so bietjie om die gesprek te frame. Wat is die houding waarmee ons die gesprek voer vanaand? Ons voer nie die gesprek uit die hoogte uit, prekerig, voorskriftelik nie. Ons praat, dink ek, met dit wat Luther gesê het, toe hulle hom daar voor die konsilie van Worms geroep het, wat hy gesê het, rede en skrif het my oortuig van die standpunt wat ek ingeneem het. En ek kan nie anders as om hierdie standpunt te hou nie. So ek dink, as julle met my saamstem, dink ek, dit is die houding waarmee ons dan nou ook vanaand die gesprek voer, en dit is die houding waarmee julle dan sit en die vragies wat ek vir julle gaan vra, dan nou ook van julle persoonlike ervaring af gaan antwoord, nee. Yes, net so. Nou goed, om so bietjie julle begronding vir julle standpunt net mooi uit te pleis, wil ek sommer vir julle albei uitnooi om so bietjie julle storie met ons te deel, hoe julle roeping gekry het, die paadjie wat julle gestap het, en hoe julle uiteindelik by die punt gekom het waar julle dan nou vandag is, met hoe julle oor hierdie onderwerp van die vrou in die amp dink. Ek dink Lisa, as jy dalk miskien eers kan wegspring, dan na jou, dan kan ons hoor by Lizaan. Ja, hallo almal. Ek het aanvanklik gaan teologie swat in 2011, omdat ek gedink het ek wil in 'n pastorale sielkunde, pastorale berading rigting gegaan het, so ek het nie noodwendig van die begin af gedink ek wil nou 'n dominee word of so nie. En in my 4de jaar, toe ek nou sou graad kry in teologie, en daarna eintlik beplan het om dan nou sielkunde honeursrigting te gaan, toe met 'n hele storie het ek regtig oortuig geraak dat die Here wil hê ek moet aangaan in die teologie rigting en iets in bediening. En ek het in my 5de en my 6de jaar klaargemaak, en dan is die volgende logiese stap eintlik maar om dan nou 'n dominee in 'n gemeente te word. So ek het toe aansoek gedoen en ek is toe beroep na 'n gemeente toe. En daarso was ek toe nou vir amper 7 jaar vol predikant gewees, en iewerster langs die pad, en ons sal nou 'n bietjie daaroor nog gesels, maar ja, seker so 5 jaar in of so, het ek begin vra oor vrou in die amp van predikant, en op die ou end het ek toe ook uit die predikantsrol uitgetree. So in 'n neutedop. Jy het uiteindelik jou legitimasie opgesê, nee? Ek het my legitimasie neergelê, opgesê, ek weet nie eintlik wat die beste woord daar nie, maar ja. So dit was die oortuiging waarby jy gekom het na die proses wat jy toe nou met hierdie onderwerp gestap het. Waaroor ons nog bietjie sal gesels, ja. Dankie, Lizaan. Ja, okay, ek gaan probeer om dit vinnig te maak. Lizzie, dit is vir my lekker om, mense hoor altyd
ek ken jou storie, maar mens hoor klein detail wat jy nie geweet het nie, so dit is vir my baie lekker om na jou ook te luister. Maar in geval, so, my pa, ons pa, skoonsis, is 'n predikant, so in die pastorie groot geword, en toe ek in graad 2 was, het ons getrek na 'n pastorie wat letterlik langs die kerk was, en tot diep in my studentejare daar gebly. So baie lief vir die kerk, baie lief vir die woord, en pa se dominee, so ek het altyd gedink, ja, as ek 'n seentjie was, dan sou ek so graag 'n dominee wou wees. Maar daar was nie regtig vroue predikante nie, of nie regtig terwyl jy nou groot word en bloem in en om jou nie. En later, ek dink hier in die hoërskool rond het jy gehoor, okay, so hierdie kerk het nou 'n vrou predikant, daai kerk het nou ook een, en toe begin ek besef, hey, okay, maar dit is 'n ding. Mens lyk my ek kan 'n predikant word. En ja, toe het ek vir my ouers gesê ek wil graag vir dit inskryf. En toe gaan ek op die eerstejaarskamp daar in Bloemfontein, Kaugomkamp, fantastiese lekker kamp, lewenslange vriende daar gemaak. En dan kom die studenteraad en die uitvoerende komitees en die HK's van die koshuise kom en almal vertel jy nou al die dinge van kampus. En toe dink ek, jeet, hierdie goed klink vir my so lekker, en ek wonder net of teologie nie bietjie ernstig is nie. Dit voel vir my, ek gaan bietjie uitmis op pret, want jy moet nou regtig jou instel op, ek dink ek gaan nou eers bietjie nie meer teologie gaan studeer nie. So op die kamp besluit ek toe, nee, ek gaan nou BA gaan studeer. Ek 'n lekker BA bakkie bestuurgraad vir 3 jaar gedoen. Ek's baie lief vir tale, so BA taalstudie. Maar ek het altyd verby die teologie studente gestap op pad na my taalklasse toe, en dan praat hulle nou oor Grieks en Hebreëus, en hulle is nou baie gespanne daaroor, maar omdat ek taalstudies swat, het ek gedink, dis wonderlik, dis nou nuwe tale met 'n ander skrif, en hulle praat oor die Bybel, en toe kom daai begeerte vir teologie eintlik terug na my. En toe het ek eintlik my eerste mini worstelingkie daar, van nou het jy jou 1 Timoteus 2 en jou 1 Korintiërs 14, wat dit nou duidelik maak, 'n vrou mag nie preek nie, maar nou het jy Deborah en Rigters, en nou watter kant toe nou? En toe besluit ek, nee wat, teologie is 'n lang kursus, dis 6 jaar. Ek is net lief vir die Bybel, ek is net lief vir die Here, ek gaan net teologie swat, en dan het ek 6 jaar tyd om te besluit wat ek nou hiervan dink. In elk geval. En die eerste 2 jaar wat ek teologie studeer het ek gedink, ek gaan 'n dominee word. Ek gaan definitief 'n dominee word, en daai jare was Menlo Park, wat is daai groot NG Kerk, eerste soos Makro, Moreletta, nou het ek Menlo Park in my kop, ek Moreletta, dink ek, ja, ek gaan 'n volgende Moreletta bou, en dit gaan so ongelooflik wees. En toe in my 3de jaar, niemand het 'n debat met my gevoer nie, ek het nie 'n teks in die Bybel gekry, ek het nie 'n stem van die Here gehoor nie, dit is net 'n baie natuurlike skuif in my hart gewees, dat nee, ek wil nie 'n predikant word nie, ek wil in sendingwerk ingaan, want my oupa was 'n sendeling gewees, en dan soos Lizzie ook gesê het, aan die einde van jou 4de jaar, dan moet jy nou kies MTH, wat ons nou die meer akademiese rigting is, of MDiv. Ek dink dit het intussen verander na BDiv, of ek weet nie wat is dit nou op die oomblik nie, maar toe was dit so gewees. Nou as ek kon teruggaan, dan sou ek nou vandag eerder die MTH roete gestap het, maar toe het ek gedink ek gaan direk na my studies in die sendingveld ingaan, en dan is MDiv dalk 'n meer 'n praktiese rigting. En ek sal eerlik wees, ek was en is baie lief vir my klasmaats, en MTH het vir my baie alleen in jou studeerkamer geklink, en MDiv moet jy nog steeds klas draf saam met jou pelle, so toe dog ek, okay, nee, ek gaan dit doen. Maar dan het 'n mens nou, fokus jy nou regtig op homiletiek, en jy het nou klasspreke, en jy word nou bepunt, en jy moet gaan rondpreek, en toe vir die eerste keer word mens eintlik weer opnuut gekonfronteer met wat glo jy nou regtig oor hierdie ding, maar ek het dit so 'n bietjie uit my kop uitgeskuif, want ek het gereken, ek is mos nou nie bevestig nie, ek is mos nou nie amptelik in die amp nie, dis nou eintlik skoolwerk, ek is nou eintlik net besig om my huiswerk en daai tipe ding te doen. En ja, lang storie, ek gaan nou nie in detail ingaan nie, maar met die oog op sendingwerk, ek het veral 'n passie vir moslems, en as die Here wil, hoop ek om nog iewers
Maar ja, mens sal kyk waarheen roep die Here jou. Toe besef ek, maar ek kan glad nie met 'n teologiegraad Midde-Ooste toe gaan nie. Dan hulle gaan net my kop afkap. Ek het 'n ander manier nodig om daar in te kom. En dit is dalk maar 'n goeie manier om te sê ek kom Engels gee vir julle. Maar dan kort ek 'n onderwyskwalifikasie. So ek is vandag 'n onderwyseres, maar ek het eintlik glad nie my NGOS gedoen met die oog op om 'n juffrou te word nie. Ek het eintlik net gedink dis nou net my kaartjie om in 'n sendinggebied of in 'n geslote land te kan inkom. En toe die jaar daarna, ek gaan ook nie nou in detail ingaan nie, maar was bietjie in Zambië en was in Malawi gewees, gedink my sendingpad is daar, maar die dinge het toe nou nie uitgewerk nie en toe het ek nou eintlik nou maar net begin skool hou, net tot ek nou gaan sendingwerk doen en nou is dit die 9de jaar wat ek skool hou. So ek het nou so bietjie daar vasgehak. Maar en ek gaan afsluit hiermee. Die eerste 2 jaar wat ek skool gehou het, ek het eintlik probeer om weg te steek dat ek teologie geswat het, want baie keer as mense hoor jy het teologie studeer, dan tree hulle terug en hulle raak anders met jou en hulle stoot jou uit. Ek wil hê mense met my net as 'n gewone mens leer ken, maar hierdie tipe inligting lek maar uit. En dan iewers vra mense vir jou om hier te preek as 'n dominee siek is of met verlof is of wat ook al. So ek het nog redelik rondgepreek by gemeentes in my eerste 2 jaar. En toe kom daai saadjie weer terug om vir myself te sê, okay, maar nou moet ek regtig besluit. Nou moet ek regtig besluit, is dit vir my okay as 'n vrou op die kansel is, maar sy's nie in die ampt nie, of sê ek 'n vrou moet glad nie in die erediens soos sy moenie agter die kateder wees. Okay, ons gebruik nie eers altyd nou meer kateders vandag nie. Skrif So ek sou uitlê sê voor 'n 2 jaar in die gemeente, onderwys. Ja, toe ek daar het ek toe nou finaal die lyn getrek om te sê, okay, vir my is dit 'n nee. Ja, so dis ook maar so stelselmatige pad, ja. So ook maar op die roete in die uitfigure wat presies is dit waarvoor die Here my nou roep. Jy weet, klink my pret was 'n groot prioriteit geweest. En pelle, jy weet, pret en pelle. So sy dit sê, want vir die wat Lizaan ken, sy's 'n baie prettige mens, maar nou nie op soos 'n wêreldse prettige manier of iets nie so. Ja, ek wil net een ding sê, nê. Wat my pad natuurlik baie makliker gemaak het as Liesrie se pad. Dis 'n heeltemal 'n ander ding om in die bediening te staan en dan uit te tree, as om, jy weet, jy kyk hierdie ding van die kant af en jy weet, op 'n baie natuurlike manier preek jy nou net nie meer nie. So nee, Liesrie is 500 keer meer in 'n warm stoel gewees as ek, ja. Nee, baie dankie. So elke keer wanneer jy dan nou by die punt kom waar, kyk, dis nou die 3 P's, net pret, pelle, en elke keer by die preek, dan word jy gekonfronteer. Jy weet, soos ek gaan nie net sommer so voel hier oor nie. Dit moet vir my 'n beginselbesluit wees en dan gaan ek reageer op daardie beginsel. So dis so half jou worsteling gewees en elke keer wanneer daar geleentheid. Kom ek sê hierdie sinnetjie, want ek het toe in my kop besluit, vir 'n feit moet die vrou nie in die ampt wees nie, maar dis okay as ek nou soos instaan preekies doen. En toe op 'n stadium toe besef ek net, maar ek kan nie kyk na ander vroue predikante wat permanent in die ampt staan en sê, ek veroordeel wat jy doen, maar Sondag staan ek op die kansel nie. Soos jy kan nie die twee skree teen mekaar. Iewers moet jy die saak vir jouself uitmaak, ja. Ja, so dit was vir jou belangrik om vanuit oortuiging te handel rondom die goed. Wonderlik. Liesrie, en hoe het jy begin aangespreek gevoel en jy weet die proses waardeur jy is, wat jy als gelees, geluister en gekyk het om op die eind by die punt uit te kom waar jy toe jou besluit geneem het. Ek kan miskien net bysê van my kant af, die ding was mos nou maar in die NG Kerk al in die 90s so half afgehandel en ek het begin studeer in 2007 en dit was nooit op my radar gewees tot jy eintlik begin worstel daarmee nie. Toe ek jy weet, dit was vir my so half 'n non-issue gewees, die kerk het klaar besluit daaroor. En toe ek nou self begin my studie doen en gesprekke met jou gehad en so. So jy's 'n groot deel van waar ek op die eind geland het met dit as 'n katalisator vir my eie navorsing. So ja, as jy dalk vir ons bietjie kan vertel hoe jy toe nou uiteindelik met die storie geworstel het. Ja, wat ek net wil ingooi, oor jy wat nou sê ek was 'n katalisator vir jou navorsing.
tog wil ek net noem, en ek sê dit nou net vir die mense wat kyk, jy het op 'n stadium toe ek al redelik diep hierin was, het jy vir my gesê, jy stel belang om te hoor wat ek sê, maar jy het nie 'n hond in die geveg persoonlik, so dis nou nie vir jou, en eintlik sê ek dit net om te sê, dis nou nie laat ons almal mekaar al die kante toe hier wild beïnvloed, ons het eintlik, ek het deur iets gegaan en dit het gemaak dat jy op jou eie pad hiermee gegaan het, ek en Lizaan het mekaar op geen manier beïnvloed in die gevolgtrekkings waar ons uitgekom het nie, om die waarheid te sê, ek het nie 'n cooking clue gehad, waar sy hiermee geland het nie, want sy het, omdat ek 'n dominee was, het sy nie vir my gesê, hoorie, ek voel nou nie, dit wat jy doen is reg nie, en ek het glad nie 'n idee gehad, waar sy daaroor gestaan het nie, en toe ek deur my worsteling begin gaan het, waar ek nou sal praat oor hoe ek daarin gekom het ek ook doelbewus nie met haar daaroor gepraat nie, want ek wou nie half die druk eintlik van naby my gehad het van mense wat, sê het jy nou al tot 'n gevolgtrekking gekom of iets nie, en ek wou nie te veel beïnvloed geword het deur daai tipe persoonlike verhoudings nie. So, toe ek klaar is met my worsteling, weet waar ek staan, weet ek gaan uit die amp uittreë, toe het ons soos 'n gesinsvergadering een aand en ek sê toe vir hulle, so hierdie is nou die oortuiging waartoe ek gekom het, en toe sy soos, sy voel nou al 'n paar jaar so, wat, so net om te sê, ja, ons is skoonsissies, en ja, ons is boetie en sissie, en ons het nou so half baie oorvleuel, maar dit was, eintlik het ons almal ook ons due diligence gedoen. Dis parallelle baie wat die Here met elkeen van ons geloop het. Net gevoelig, Lizaan, het julle kragonderbreking daarso, wat? Is dit 'n kragonderbreking? Ek weet nie of julle my kan sien nie. Ja, nee, daai is reg. En moenie worry as jy in die donker is nie, ons kan ten minste nog jou stem hoor. So, ek moet eerlik sê, ek het nie soos Lizaan hierdie worstelinge gehad toe ek begin teologie spat of toe ek besluit het om in die bediening in te gaan nie, want soos Boas sê, dit was 'n non-issue vir my. Ek het regtig net nog nooit, ek het eerlikwaar, toe ek vars uit skool uitkom, het ek aangeneem die goed in die Bybel wat soort van daar staan, maar wat nie iets is wat ons net so doen soos dit daar staan nie, is daar redes voor, en die mense wat slim is, weet wat die redes daarvoor is, en iemand naby aan my sou my sê, as dit 'n probleem is, laat ek gaan teologie swat. So, ek het so half hierdie ding gehad van, dis mos afgehandel, en daar is redes hoekom dit afgehandel is, al weet ek nie elke een van daai redes nie, ek het al vertrou, daar is goeie redes hoekom dit afgehandel is, toe ek aanvanklik gaan swat het, en toe, omdat ek nie beplan het daai eerste paar jaar om 'n predikant te word nie, was dit ook nie 'n ding waarmee ek geworstel het, dat ek nou teologie swat, dat daar meer vrouens in my klas is op 'n stadium as mans, wat ook al nie. En toe het ek op 'n stadium toe ek nou regtig voel, nee, ek voel die Here druk dit op my hart om aan te gaan op die soos teologiepad. Toe het ek amper antwoorde gekry op voordat ek nog self vrae gevra het daaroor. Mense wat soos in mentorsposisies was en so aan, het sê net maar my blootgestel aan soos anti-right se argumente oor die konteks en vroue in die amp en so, voordat ek nog regtig diep vrae daaroor gevra het, was ek soos, okay, nee, daai maak sin, en daai konteks maak sin, en ek voel ek het al genoeg van 'n argument opgebou, en dan kry jy nou natuurlik ander dele by daai argument, en jy hoor verdere argumente, dat ek dit half sou kon verdedig, en vrede gehad het daaroor. Dit was regtig net nie vir my 'n issue gewees nie. Om die waarheid te sê, as ek ooit soos predikante ontmoet het van gemeentes waar hulle nie dink vrouens moet in die ampt van predikant wees nie, dan was ek glad eers in my kop soos, ek wonder wat dink hy nou van my. Ek was letterlik soos, welkom, ek probeer 'n goeie indruk op jou maak as 'n vroue predikant. So, my worsteling het eintlik op 'n baie nie dramatiese manier begin, en ek's baie dankbaar daaroor, want niks groot het gebeur nie. Soos niemand was lelik met my nie, ek het nie hierdie traumatiese storie oor iets wat ek in die bediening beleef het, of iemand wat my aangevat het hieroor nie, en ek's baie dankbaar daaroor, want anders sou mens vir my kon sê,
okay, maar Liserie, jou hele studie en reaksie op was half uitreaksie op seer of uitreaksie op 'n teenkanting. trauma En dit respons. was en dit was glad nie my ervaring nie. Ek het nooit gevoel dat ek minder gerespekteer word omdat ek 'n vrou in my gemeente in die ampt van predikant is, selfs 'n jong vrou as predikant was nie. Daar was niks sulke goed gewees nie. So daar's 'n paar goed wat ek nou half in hindsight kan sê, ja, miskien is hierdie die goed wat bygedra het daartoe dat dit net op 'n stadium by my begin opkom het en my begin pla het. Maar een van die goed wat ek dink 'n redelike rol waarskynlik gespeel het wat ek kan deel is dit was so skuins nadat dit weer 'n redelike ding was rondom LGBTQ en selfde geslagverhoudings in die kerk en hoe ver kan dit gaan en wat is reg en wat is nie reg nie. En met daai hele gesprek in die kerk wou ek nie voel ek het geweet wat my standpunt nog altyd was, maar ek wou regtig kan sê op 'n verantwoordbare manier, ek weet hoekom ek glo wat ek glo hieroor, ek het regtig ingekyk hierop en op die teenargumente en ek weet hoekom ek geland het waar ek geland het. Dis nie net soos want dis so ek groot geword het of so iets nie. En toe het ek moeite gedoen al met daai kwessie en met wat is die teenargumente, maar hoekom of die argumente na die ander kant toe en hoekom stem ek nie saam of met die manier hoe ons die Bybel hier gebruik of met die tipe argumente of wat ook al nie. En op 'n punt van vrede uitgekom oor okay, ek dink ek kan half met vrymoedigheid sê wat my standpunte hier is. En ek het iewers so half besef ek het nie daai selfe klas moeite regtig ingesit by hierdie kwessie wat eintlik my daaglikse lewe letterlik raak nie. En alhoewel ek genoeg van die argumente geken het dat ek 'n redelike saak sou kon maak, het ek daai argumente redelik aanvaar as okay, dit maak sin en ek weet wie's daai ou in die akademie en ek dink hy's redelik solid of wat ook al, maar ek het nie noodwendig gaan inkyk op okay, maar waar kom hy aan daai argument en stem ek saam met die manier hoe hy daar gekom het? Ek het nie regtig diep daarop ingegaan nie. En ek dink dit voel toe vir my met daai saak ook, gaan ek moet weet hoekom ek glo wat ek glo daaroor, want ek wil graag die Here verheerlik met my lewe en as ek staan op 'n preekstoel wil ek met absolute vrymoedigheid dit kan doen en weet dit is absoluut binne sy ontwerp en hy glimlag daarop. So aanvanklik was ek net soos, ek wil net bietjie uitsluitsel kry, maar toe raak dit regtig vir my 'n worsteling en 'n deel wat ek ook kan sê van wat dit ook 'n worsteling gemaak het, is ek het ook begin besef dat van dieselfde maniere hoe mense met die Bybel moet omgaan en die tipe argumente wat hulle moet maak om LGBTQ te regverdig, is van dieselfde manier hoe jy met die Bybel moet omgaan en selfde tipe argumente wat jy moet maak om hierdie te regverdig. En dis daai ding waar jy sal of as jy die skrif net so at face value lees, gaan dit vir jou lyk of dit een ding sê, en dan is daar grootendeels 'n klomp theologizing argumente rondom dit van, maar onthou die konteks was waarskynlik so, en dan het Paulus heel moontlik dit bedoel, en dan sou dit sekerlik, so, dis nie net daai face value, ek kan uit eksegese hierdie net so vat of so nie, so, dit het 'n vraag by my laat ontstaan. Ja, so, ek hoef nou nie dit langer te maak nie, daar het niks groot gebeur, wat my laat worstel het hieroor nie, dit het by my begin opkom. Na die tyd gehoor, Liza het vir 'n ruk gebid ook vir my met dit, maar het obviously nie dit geweet nie. En toe begin met eintlik 'n vraag en dit het 'n full-blown amper 2 jaar worstelproses geword. Kan jy, want dit was nogal so 'n klomp goed, kan jy so vinnig net noem, wat was van die boeke, kommentare, video's, goeters wat jy als deurgewerk het in jou worstelproses? Ja, dis bietjie moeilik om nou Als te onthou. amper dit te lys en dit, want ek het dit ook nou nie
genavors uit 'n plek van en dan kan ek eendag met mense hierdie deel nie. Ek was Jou regtig net bibliografie gee nie, weet jy. ja, ek was hierdie is 'n persoonlike worsteling. Ek moet onder hierdie ding inkom. So ek het letterlik van artikels tot kommentare tot boeke tot sekere argumente uit van die populairste boeke, soos al hierdie goeters deurgegaan, die Bybel. Ek het op 'n stadium ja, nee, ek het op 'n stadium na so seker soos 'n jaar waar ek gevoel het ek voel ek weet nou wat 'n regtig groot klomp mense hieroor sê, was ek soos maar ek het nou net hierdie verskriklike behoefte om al hierdie goed net vir 'n ruk heeltemal op sy te skuif en met my Bybel te sit en deur hierdie te gaan en ek het 40 dae gevat deur die Nuwe Testament gelees want ek het gevoel ek het 'n redelike handle op waar ek staan oor die Ou Testament goed. Alles neergeskryf met my hand wat ek sien oor vrouens in die Nuwe Testament, neergeskryf waaroor is ek seker, waaroor het ek nog vrae. So, maar wat ek kan sê, ek het nie 'n cooking clue gehad hoe breed en diep strek hierdie debat nie. Ek het gedink ek weet van die goed waaroor mense praat as hulle praat oor hierdie onderwerp en hierdie debat, maar toe ek nou begin eers ingaan op dit, toe was dit eintlik vir my oorweldigend want ek was net soos, hoe bring ek al hierdie bymekaar en as ek hierdie hele boek nou lees, gaan ek hulle lyn volg en dan gaan ek oortuig voel, maar as ek hierdie boek lees, gaan ek hulle lyn volg en dan gaan ek oortuig voel. So wat my aan die begin rond baie gehelp het en wat ek actually sal aanbeveel vir iemand as hulle net wil in hierdie ding inkom, verstaan hoe breed is die scope, wat is die argumente en is ook 'n baie toeganklike ding. Mike Winger het 'n YouTube reeks Women in Ministry, Everything the Bible has to say about it, if everything the Bible says about it, so iets. En iewers in die begin van my, of in die eerste paar maande van my worsteling, toe hy begin met hierdie reeks, en dis, ek dink op die ou end soos meer as 45 ure se content, maar wat my gehelp het van dit, is, hy het my, dink ek, blootgestel aan die hoofspelers in die debat. Omdat hy hierdie kant van die aisle vat en daai kant van die aisle vat en vir jou sê hierdie is argumente aan die kant, hierdie is argumente aan die kant en dan sê hy nou hoe hy daaroor redeneer en so aan, maar dit het my blootgestel aan wat is die invloedrykste boeke, wie is die grootste name, wat is die grootste argumente, so dit het my net gehelp om my kop regtig om die hele storie te kry. Ja. Yes, en ek sê net ook dis nou nie laat ek Mike so goed gekyk het en toe was ek so, okay, dis hy, kom ons gaan net hiermee nie. Ek het my ek het uit my rol uitgetree in ons gemeente gesê nog voordat sy reeks klaar was, maar dit het my regtig baie gehelp aan die begin om net soos 'n oorsig te kry. En dis regtig in diepte. So dis al wat ek vir iemand sal aanbeveel as hulle wil begin in hierdie of net soos regtig wil dieper dink oor hierdie, want dit gee jou net 'n breë perspektief en dan hoor jy daar van 'n klomp van die groot rolspelers albei kante toe en dan is daar natuurlik mense wat reaksies op daai goed en teenargumente en alles op sy goeters het, so maar dit kry jou in die hele debat in, yes. Nou wat ek nou by albei van julle hoor is die rede hiervoor was omdat julle ernstig is oor disippelskap. Julle wil die Here eer met elke besluit wat julle maak en julle beginsels en so hierdie was absoluut 'n disippelskap besluit geweest, geen ander besluit nie. Nie om iemand tevrede te stel of jy weet so die vraag wat ek dan nou volgende wil vra Lizaan, as jy miskien kan inspring en dan Lisa jy kan sommer so kommentaar lewer hier van die kant af, jy hoef nie vir my te wag om vir jou te sê is reg, jy kan 'n bietjie praat. Maar ek dink en Lisa jy daaraan geraak. Ek dink ons sien baie van dieselfde argumente vir die vrou in die amp as wat ons vir selfde geslagverhoudings sien en ook dieselfde teenvoeters vir hoe die skrif gebruik word. Byvoorbeeld die 7 tekste wat dan nou gedoop is deur die pro selfde geslagverhouding argument as die basher texts. En elkeen van hulle wat op een of ander manier met konteks weggeredeneer is of met grammatika weggeredeneer is van die natuurlike lees van die teks. Sou julle sê, en dan sê mense, maar dis net hierdie 7 tekste. Jy weet, en ek sou argumenteer, nee, die strekking van die Bybel, nie net 7 tekste nie, maar die 7 tekste ingesluit, maar die strekking van die Bybel
sê vir ons iets oor God se plan vir die huwelik en dit is nie dit nie. Hoe sou julle sê, was dit net, Lizaan, jy het nou genoem 1 Timoteus 2 en 1 Korintiërs 14, was dit net hierdie 2 tekste wat jou oortuig het, of is daar ietsie meer, Liesari? Mag ek net een klein ding inchip voor sy dit antwoord? Net oor jy wat nou gesê het, jy hoor dit was vir ons 'n opregte soeke om basies gehoorsaam te wees en die Here se wil te ken en te doen in hierdie ding. Ek wil net daaroor sê, ek het met baie opregtheid, met baie liefde vir die Here en met baie liefde vir die woord in die bediening, in die dominee-rol gestaan vir 'n hele paar jaar, net om te sê, as ons dit sê, is dit nie soos, en as jy nie presies hier trek, dan verstaan, is dit nie jou hart nie, maar eintlik net om te sê, vir almal wat daai begeerte het, dink ek, dis eintlik net die uitnodiging om te sê, dan moet ons met openheid en eintlik sonder defensiveness, regtig oor elke ding vra, wat sê die woord, wat is die Here se wil in sy hart hier rondom. Okay, terug by Lizaan en die skrifte. Nee, want op die ou end, ek dink dit is die punt, is ons wil nie vir mense met die Bybel oor die kop slaan nie, ons wil sê, wat vereis gehoorsaamheid van ons? Nee, dis waaroor dit gaan. So is nie uit die hoogtyd preek nie, dis R.C. Sproul het op 'n stadium so mooi gepraat oor, nou nie in dieselfde konteks nie, maar dit kom op dieselfde neer, uit gesê, evangelism is just one beggar telling another beggar where the food is at. Jy weet, en dis, ek dink dis die ingesteldheid, is wat vereis gehoorsaamheid van ons, om ernstig met die skrif om te gaan. Nie sentimenteel te wees nie, nie politiese argumente te maak nie, om ernstig met die skrif om te gaan. Dankie. Lizaan, so wat sê jy? 2 tekste en jou kop is geswaai. Terwyl my liggie hou. Skyn jou lig, Ekskuus, hopelik kom krag weer aan, maar ja. Ons het nie regtig in 'n fantastiese tyd teologie geswat nie. Ek bedoel, dit is hierdie selfde geslagverhoudinge, vroue in die amp, ja, verstaan, die kerk is nie eintlik nou nog in 'n baie de mekaar tyd. So, natuurlik, ek dink meer as die vrou in die amp was dieselfde geslagverhoudinge, was regtig soos die hoofonderwerp van die dag gewees, en dis heeltemal reg wat Lizzie sê, hierdie goed het mense ook laat dink, so, maar net om te illustreer, so sê nou maar jy vat nou Levitikus, en dan staan daar geskrywe, jy mag nie 'n homoseksuele verhouding hê nie, dit is 'n afstootlike sonde. Okay, wat is 100% die teenoorgestelde van daai teks? Jy mag 'n homoseksuele verhouding hê, dit is 'n vreugde voor die aangesig van die Here. So, ek bedoel, die teks sê dit, jy kan nie sê, die teks sê die 100% die teenoorgestelde nie, en dit is wat die kerk vir ons voorgehou het. Ek bedoel, ek gaan nou glad nie name of enige dinge noem nie, maar ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het in my finale jaar, het ek in 'n klas gesit, waar hulle homoseksualiteit uit die boek van Rut probeer regverdig het. Ek sê, waar kom hierdie goed vandaan? Okay, maar ons praat nou nie daaroor nie, ons praat nou oor vrou in die amp. So, as die teks sê, 'n vrou moet in die erediens stil wees, ek laat haar nie daartoe om onderrig te gee of om oor die man gesag uit te oefen nie, dan kan jy nie sê die presiese teenoorgestelde van die ding, dit is reg in die aangesig van die Here nie, want dit is nie wat die teks sê nie, en ek dink, dis nou al ou nuus, maar daai ding van die duiwel is nie 'n regte persoon nie, dit is net 'n idee, die maagdelike geboorte wat in twyfel getrek word, die fisiese opstanding, en dan natuurlik die baie bekende sinnetjie dat die woord is nie, die Bybel is nie die woord van God nie, die Bybel is woorde oor God, wat totaal vals is, want 2 Timoteus 3 vers 16 sê vir ons, dat die hele skrif is deur God geïnspireer en het waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. So of jy glo die hele skrif is deur God geïnspireer, of jy glo dit nie. En dan wat is die punt van die inspirasie? Om in die waarheid te onderrig. So ek weet nie of dit Angus Buchan is wat dit gesê het nie, wat gesê het van, the Bible says it, I believe it, and that settles it. So, ja, ek voel eintlik sleg, want Lizzie, ek respekteer so hoeveel jy opgelees het oor hierdie, ek het hierdie hele selfde geslagverhoudinge debat opgeweeg teen die vrou in die amp ding, en dis hoekom, daar's ook mos 'n ander sê ding wat die rond te doen, wat sê,
Die oomblik as 'n kerk hulle deure oopmaak vir vroue in die amp, dan sit nie baie lank daarna nie, dan word homoseksualiteit ook geregverdig van dieselfde hermeneutiek wat jy gebruik om die een te regverdig. Dis presies dieselfde wat jy gebruik. So ek het eintlik nie vorentoe beweeg nie. Ek het ook Lizzie soos jy agtertoe beweeg. Ek was soos daar's nie 'n vraag daaroor dat SGV verkeerd is nie. Okay, maar dan moet ek mos nou dieselfde hermeneutiek hierso toepas. So ek weet daar's seker nog tekste, maar in party opsigte maak ek goed vir my baie gekompliseerd in teologie, en ander opsigte maak ek vir myself goed baie eenvoudig. So letterlik net 1 Korintiërs 14 en is dit 1 Timoteus 2 of is dit 2 Timoteus? Ek dink is 1 Timoteus 2. Daai was vir my absoluut genoeg. En die laaste ding wat vir my sin gemaak het, want skus as ek vooruitspring, maar ek glo absoluut dat vrouens kan profeteer. Ek bedoel 1 Korintiërs 11 praat daarvan. Ek glo dat vroue sendelinge wees. Ek glo dat vrouens kan onderrig gee, maar dis asof die Here die kansel en die erediens, dit is soos 'n heilige spasie wat die Here reserveer vir mans, en ek dink Efesiërs 5 om te illustreer, die man is die hoof van die vrou. Hoekom? Nie oor dit of dat nie, natuurlik is ons siele gelyk in waarde voor die Here, maar die man simboliseer in die huwelik tussen Christus en sy bruid. Die man simboliseer Christus en die kerk is die bruid, en daarom is dit net reg dat, ek bedoel, al het jy Deborah en Rigters, jy lees nêrens dat vrouens priesters of leviete of in daai dienende ampte in die tabernakel gedien het nie. Dit is nie dat Deborah nou in die tempel gaan staan het en wat ook al, okay nie, mens kan nou lank daaroor praat, want dit was nou ook maar 'n baie die mekaar tyd by hulle, in die Rigtertydperk, maar die woord van, ek verstaan, as God Paulus, want Korintiërs glos is deur, okay, korrigeer my as ek verkeerd is, ek was nou lanklaas in die teologieboeke, maar Paulus het Korintiërs geskryf, Paulus het Timoteus geskryf. Daai man was geesvervuld, hy was absoluut geesvervuld, en hy's geïnspireer deur wie? 2 Timoteus 3 vers 6, deur God geïnspireer, om daai woorde neer te skryf. As die Here anders daaroor gevoel het, sou die Here definitief nie dat Paulus dit neerskryf nie, sou die Here nie dat dit in die kanon opgeneem is nie. Alles in die skrif, die hele skrif, is daar, omdat daar, en vir my die mooi ding is, toe die Here daai skuif gemaak het, iewers tussen my 2de en my 3de jaar in teologie, van nee, ek wil nie preek nie, ek wil sendingwerk doen, toe dink ek, daar was eintlik niks in my wat was van, nee, ek wil so graag gedominee wees. Soos, wanneer die Here die skuif in jou kop maak, dan skuif die Heilige Gees jou hart ook. Ja, as dit so maak. Ek kan dit sommer instem. Want Boa het nou gesê, ek hoef nie te wag vir sy toestemming nie. So, ek dink, dis vir my eintlik baie mooi dat jy ook sê, daai was gou in eerste los. Dat daai vir jou genoeg was, want en John Piper. Die Nuwe Testament van John Piper. Ek dink die rede hoekom ek nodig gehad het om ook so vreeslik baie te lees en daar was die oor was, omdat ek in die bediening was, omdat daar ander vroue predikante rondom my was, so dit was vir my 'n baie big deal dat ek moet so baie seker wees oor waar ek land hieroor, want jy moet jouself kan verantwoord. Ek moet myself kan verantwoord, dit gaan 'n effek hê op mense rondom my wat ek nie onnodig wil in moeilike posisies sit of seermaak nie. Ek het niks anders gehad wat ek geweet het wat ek wil doen met my lewe nie. So, dit was vir my 'n groot ding, so dis hoekom ek so lank geworstel het ook, want ek wou regtig voel ek het die golf al die pad uitgery en ek is seker oor waar ek land. Nee, en ek dink dis belangrik om dit net by te sê, want die besluit wat jy op die ouend geneem het 'n groot finansiële impak ook op julle gesin gehad. Jy weet, so dit kon baie erger gewees het. En ek was reg om net soos geen inkomste en geen werk te hê nie. So dit kon baie erger wees. Gelukkig kon ek op ander maniere in bediening aangaan. So, yes. Maar ek het dit geweet op daai stadium nie. So,
Soms ja, sorry. Na ek net tot die oortuiging gekom het, nou sit jy met hierdie ding, my geliefde skoonsis, vir wie ek verskriklik lief is in die bediening. En ek weet, Liesrie het die Here opreg lief, met haar hele hart en met haar hele siel. En dan amper kom daar weer 'n twyfelsaadjie in jou hart om te dink, jette, maar dryf ek nie hierdie, is ek reg oor hierdie ding? Is ek nie dalk verkeerd nie? Want ek wil ook altyd 'n leerbare gees handhaaf, soos nie, die Bybel is die Bybel, maar ek bedoel, ek kan foute maak, ek kan iets verkeerd verstaan. En toe het ek besluit, okay, want dis nou baie teer, want is nou baie naby aan jou lyf. Wat as ek met Lizzie daaroor praat en dan het ons nie meer 'n verhouding nie en ek weet nie hoe gaan sy reageer nie en dalk is ek reg, dalk is ek verkeerd, ek weet nie wat om te doen nie. En toe dink ek, okay, hier's wat ek gaan doen. Ek gaan net bid. En ek het vir die Here gevra, Here, as ek nie hierdie kat aan hierdie stert beet het nie, wil U nie op U tyd dit in Lizzie se hart laat groei, wil U die pad met haar stap en wat ook al. So toe Lizzie soos uiteindelik dit nou vir die familie sê, toe sê ek soos, en toe Lizzie sê van sy het so alleen gevoel en niemand, en toe dink ek, ek sal elke dag met jou hieroor gepraat het, maar ek was so bang, ek was so bang, ek is bly dit was nie, ek het nie daai invloed eintlik gehad, soos aan die een kant is dit soos, mens moet vir mense sê, jy weet, maar in hierdie spesifieke situasie, net oor die pad wat die Here met my daarmee gestap het, was ek bly eintlik oor die wysheid wat jy gebruik het in die spesifieke situasie oor hoe dit hanteer. Wat ek net wil ingooi oor jou vraag, Boa, oor strek dit oor die hele Bybel, is daar 'n goue lyn. Deel van hoekom die worsteling vir my eintlik soveel dieper gegaan het as wat mens sal dink te doen, dit was regtig vir my eintlik fondasieskuddend op 'n stadium, op 'n goeie manier op die ou end. Dit was omdat toe ek net in isolasie na daai tekste gekyk het en net na daai, jy weet, 2 of 3 of wat ook al gekyk het, daar's baie meer, maar kom ons sê nou maar die 2 of 3 groot een is waarna toe mense sal verwys, soos 1 Korintiërs 11, 1 Korintiërs 14, 1 Timoteus 2. Toe ek in isolasie na hulle gekyk het, omdat soos Lizanne sê, Paulus daai boeke geskryf het, toe kom ek in daai versoeking van, maar Paulus het dit geskryf, en ek moes deel met my totale, amper weer, wat glo ek oor die Bybel? Dit is, want dit het vir my gevoel, hierdie gaan my baie kos, potensieel, so ek was soos, maar Paulus sê dit, en wat as dit nou net, en hy was nou net deur sy kultuur beïnvloed, en daar was 'n situasie, en wat, en dit het my eintlik gekonfronteer met die totale, glo ek die hele skrif, soos ek hom hier het, is die geïnspireerde woord van God. So ek moes daai ouetjie eers vir myself uitmaak, laat ek nie gaan minder gesag aan iets heg, op grond van in watter boek dit staan in die Nuwe Testament. Paulus het net 'n paar sterk opinies gehad. Verstaan, so net om te sê, ja, dis hoekom dit diep gegaan het, maar toe ontdek ek in hierdie hele proses, ek dink regtig daar is 'n goue draad wat deur die hele Bybel loop, van Genesis 1 tot Openbaring, omdat hierdie saak ook aansluit by die saak eintlik van die huwelik, en die rolle in die huwelik, kan die twee sal interverweef in die sin van Paulus gebruik die huwelik en Genesis 1 om van sy argumente te maak in Korintiërs en in 1 Timoteus. So ek dink regtig daar's 'n goue draad van die feit dat punt nommer 1, soos ons sien in Genesis 1, dat absoluut 100% stem, 100% saam, dat mans en vrouens albei geskape is in die beeld van God, gelyke waarde, gelyke waardigheid het, almal seuns van God is in terme van ons erfenis in Christus, soos geen minderwaardigheid daarso nie, maar dat ons, soos ons in Genesis 2 en 3 sien, ek sal nou iets daaroor sê, dat daar ook deur die Bybel vir ons 'n prentjie is van gelyk in status en waardigheid, maar verskillend in rolle, en dat daar veral 'n spesiale roeping of 'n onderskeid is
in die huishouding en in die huishouding van God, waar mans in daai twee huishouding kontekste tot 'n leierskaprol geroep word. So in die huwelik om ook daai weerspieëling te wees van Christus teenoor sy kerk en dan as die ouderling en die eintlik weerspieëling van die groot herder, 'n herder te wees oor die gemeente. Ek kan miskien ietsie op dit sê. Die gesprek wat ek ook altyd met kappeltjies het met huweliksvoorbereiding, sê ek vir hulle, daai rolonderskeid wat jy, Lizaan het nou verwys na Efesiërs 5 toe, daai rolonderskeid wat daar gemaak word, waar leierskap so half aan die man toegeskryf word, is nie 'n posisie van privilege nie. Dis 'n ongelooflike verantwoordelikheid. So ek sê altyd, dis 'n onderste bo driehoek, dis nie 'n regop driehoek waar die man bo sit en alles is onder hom nie, dit is, alles kom op sy skouers neer, die Here gaan eendag vir hom rekenskap vra, wat het jy gedoen met die vrou en die kinders of die gemeente of wat ook al wat ek onder jou geestelike gesag gesit het. So ek dink groot deel van die gesprek in die ek dink wanneer die kultuur ook half ingetrek word by diening is, maar ons wil vir die man privilege gee. Hy moet nou leier wees en hy moet heers en jy weet, en hy kry al hierdie voordele en goed. En dan sê ek altyd, maar gaan nou net na Jakobus 3 toe, wat nou praat oor, want kyk, die predikant op die kansel, iemand het dit nou die dag ook so mooi gesê, dit is ook weer eens 'n prentjie van Christus wat preek vir sy bruid. Jy weet, so die prentjie van die predikant op die kansel, dan sê Jakobus 3, julle moet nie almal leermeesters wil wees nie, want ons weet dat leermeesters swaarder geoordeel gaan word. So waar ook al daar groter verantwoordelikheid gegee word, gaan daar groter rekenskap geëis word. Jy weet, so om hierdie hele idee van, maar die man het nou privilege, om dit eintlik maar net sy bene af te kap en te sê, nee, God het vir my groot verantwoordelikheid gegee, en dit is waar hierdie ding gaan. Yes, en net om te sê, nee, ek dink, dis hartseer hoe onderdanigheid, submission, 'n vloekwoord geword het, of inherent hierdie, jy weet, mindere ding geword het, want daar's soveel tekste wat vir ons wys hoe Jesus vrywillig in 'n onderdanige posisie aan die Vader, ook in sy aardse bediening en al hierdie goeders was, en hy is God, hy is gelyk met God, hy sê ook, ek en die Vader is een, so daar's hierdie absolute gelykheid in essence verstaan, in hy is God, en geen minderwaardigheid daar nie, en dis nog steeds heeltemal moontlik om submission en rol in daai verhouding te hê, en wanneer dit reg werk, Boas, soos jy sê, wanneer daai rol ook nie gevat word as, dit gaan nou net oor my leierskap, jy weet, maar dit gesien word as die selfopofferende liefde rol wat dit is, dan is daar nie die abuse wat die vrees is gewoonlik, wat saam met dit kan gaan nie. Wat ek net wou sê oor Genesis 2 en 3, so ek dink, deel van die ding baie keer is dat baie mense voel, die hele rolsverskille goeders kom eers in by die sondeval, maar ek dink daar's 'n baie eintlik duidelike en sterk saak te maak, dat mense op 'n klomp maniere in Genesis 2, ek weet ons het nou nie daai tipe gesprek nie, maar op 'n klomp maniere in Genesis 2, wat mens nou nie als by hoef in te gaan nie, 'n duidelike prentjie eintlik is, dat Adam nog steeds 'n hoër gesag gehad het in daai verhouding, en dit word actually bevestig deur Paulus, wanneer hy in 1 Korintiërs 11 en in 1 Timoteus 2 terugverwys na Genesis 2 en 3 as 'n begronding en 'n rede vir die opdragte wat hy in die erediens gee. So byvoorbeeld in 1 Timoteus 3 net na 1 Timoteus 2, dan sê hy dat nou wonder ek actually, want dit is in my Bybel begin dit net op die volgende bladsy, maar dit kan dalk die einde van 1 Timoteus 2 wees of die begin van, ek dink is die einde van 1 Timoteus 2. So jy gaan check. Ja, maar in elk geval dan sê hy sê al hierdie goed oor die vroue nog sag en die teaching en die eerdiens en al daai goed, en dan sê hy, verwys hy terug na skepingsorde en valorde, van dat die man immers eerste geskep is, en dan dat die vrou eerste geval het. En hy in 1 Korintiërs dan verwys hy ook daarna oor die vrou wat vir die man gemaak is en nie die man van vir die vrou nie. So net om te sê, ons kry Nuwe Testamentiese begronding om te sê, die feit dat daar rolsverskille is nie net soos 'n praktiese oorweging nie.
praktiese of 'n sondeval ding wat ons moet eintlik streef om te oorkom of iets nie. Dit was selfs pre-sondeval deel van die Here se ontwerp, deel van sy skepping en dit beteken dis mooi en dis goed en daai was ook vir my 'n groot ding dat toe ek deur my worsteling gegaan het, moes ek op 'n punt kom van as hierdie is wat die Bybel sê, dan kan ek dit ook nie net begrudgingly aanvaar, soos fyn, dan sal ek nou maar nie preek, so in 'n predikant of ouderling, want ja, eintlik ouderling predikantrol, soos wat ons dit in die Nuwe Testament kry, maar dat as dit die Here se wil is, dan is dit goed. Dan moet dit gevier word. En dan moet dit gevier word. So eintlik net om aan te sluit by Zon se ding van dit is ook 'n hartsverandering op 'n manier. Yes. Ons gesels baie lekker. Nou wat van, so 'n bietjie 'n curveball, wat van in gemeentes waar daar nie mans is om die leierskapsrol in te staan nie? Byvoorbeeld, ons was nou 2 weke terug na die Boesman gemeenskap in Mangeti Duin toe, so in die noordooste van Namibië, en ons het wonderlike predikante daar, wat Boesman predikante is, wat opgelei is deur Dominee Andries Gous, wat by die Diakonos bediening is, en hy's redelik bekend ook in die NG kringe, maar hy vertel, daar's hordes gemeentes daar, ek meen, hulle het lidmaat gewys, het hulle die heel meeste lidmate in Namibië, jy weet, ek dink hulle sit met 12,000 in baie meer as wat in die res van Namibië is. Hy sê in meeste van hulle, of in 'n groot meerderheid van hulle gemeentetjies wat hulle daarso het, is daar nie mans wat nugter genoeg is, wat die rol van ouderling of die rol van pastoor of die rol van predikant kan instaan nie, so die vrouens doen dit. Nou wat sê 'n mens dan daarso? Okay, so die vrou mag nie in die amp wees nie, so nee, julle mag nie iemand hê wat preek nie. Wat sou julle sê? Wat doen 'n mens dan? So ons wil jy eers gooi, want ek het so baie gepraat nou. Okay, ek gaan sê wat ek eerlik dink. Ek weet nie of dit die regte antwoord is nie. Want ek was nou nog nie in so 'n situasie nie. My hart sê vir my, ons kan nie nou hier vir mekaar sê, nee, die vrou kan nie in die amp wees nie, maar dan, as dit by die Boesmans kom, dan is dit maar okay, want die ding is, ek voel dan karring jy met die teologiese fondasie, want nou bring jy die evangelie aan hulle, en jy sê vir hulle, hierdie is die woord van God, heilig, deur God geïnspireer, ons doen wat die woord sê. Okay, hier's 'n teks wat sê, die vrou moet in die erediens stil wees, sy moenie preek nie, daai woordjie daar is nogals vir my, daar mag sy nie gesag oor die man uitoefen nie. Maar dit is okay, soos moenie daaroor bekommerd wees nie. Nou wat se teologiese grondslag vestig dit in daai, dan wankel jou totale fondasie, want as jy nou by selfde geslagverhoudinge of wat ook al kom, dan sit soos, ja, maar ons het mos met daai gekarring so wat ook al. So ek is 'n groot voorstander van gebed. So ek glo, sê die Here nie in sy woord vir ons, dat as ons enige iets volgens sy wil vra, dan sal hy dit doen, sodat die Vader daardeur verheerlik kan word. Okay, so nou sit ons hier met 'n probleem, daar is nie manne van God nie. Laat ons op ons knieë kom, laat ons vas as dit nodig is, laat ons die hele Namibië oproep om te kom bid. As die Here wil hê, die man moet die leiding neem in die erediens of wat ook al, nê, dan sal hy oprig, of hy sal van buite stuur om te kom, en dan sal hy sy eie woord, want Hebreërs 13, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Dis nie 'n maklike pad nie, en ek sê ook nie vrouens kan nêrens onderrig gee nie, maar daar moet in die amp en in die amptelike byeenkoms, samekoms, ek praat nou nie van sondagskoolklassies of 'n konferensietjie of 'n wat ook al nie. Ek praat van in die amptelike, hier kom ons nou saam om die Here te aanbid. Ja. Lizzie, ek weet nie, gooi as jy wysheid het. Nee, kom ek sê net nee. Ek dink nie ons kan jok en sê dis maklik altyd om die praktiese toepassing van 'n duidelike beginsel te kry nie. So kom ons vat iets simpel selfs soos die beginsel van reinheid wat ons in die Bybel kry van om jouself rein te hou wanneer jy nie getroud is nie. En dan die vraag wat jy altyd kry as jy met jeug werk in 'n kerkkonteks van maar hoe ver is te ver, en die beginsel is duidelik in die woord van reinheid is 'n belangrike ding voor die Here,
en daar is harde lyne, wat duidelike lyne in die skrif is, wat ons weet, okay, daai is definitief heeltemal te ver, maar dan staan so half ook baie keer hierdie grys areas van, okay, maar mag ek soen en daar soen en daar soen, en jy weet, soos hoe's die hart hier agter, wat's die gesindheid hier agter, wanneer weet ek, laat ek in my hart 'n ding oorskry, of ja, so, dit is nie altyd so eenvoudig om die prakties uit te figure van 'n beginsel. Yes. Kan ek net 'n bietjie brag? Ek dink ek het op die uitreik het ons 15 tieners saam gehad en ek dink ek het 'n groepie van hulle oortuig dat vry te ver is. So ja. So op 'n side note, sorry, gaan maar aan. Sure, maar net om te sê, ek dink hierdie goeters is die moeite werd om mee te worstel, omdat die beginsels duidelik en mooi en goed is. So ek gaan nou saam met Lizaan Holf, ek sê nie ek's reg in wat ek hier sê nie, maar hier is gedagtes. So ek het nou die dag actually met iemand gepraat, wie se man bietjie kontak het met soos Christene in China, en van daai mense het vir hom gesê, ja, hier in China is hierdie, jy weet, vroue rolle ding in die kerk eintlik glad nie 'n issue op die oomblik, of dit is net nie 'n issue nie, want hulle groei so vinnig dat jy weet, as die vrouens moet nou maar help teach en wat, want dit anders is daar nie genoeg mense om te help teach en oprig en wat ook al nie, so dis net nie 'n issue nie, en toe wonder ek ook soos, nou maar wat sê mens vir so iets, en ek dink 'n paar goed, aan die een kant is daar 'n manier hoe mense dit kan sê van, jy kan 'n saak maak dat as dit nodig is, kan jy tydelik daai rol amper op 'n manier inneem, maar dit moenie die norm wees nie. So met ander woorde, jy kan 'n saak maak dat sê net maar, jy is in 'n land waar daar geen Christene is nie, en jy bring die evangelie, en hierdie mense begin nou net glo, en nou moet jy hulle nog al die basics leer, en nou word hulle half hierdie gemeenskapie van gelowiges, en nou sit half 'n kerkplant, maar nou moet hulle nog leer selfs van hoe kerk moet funksioneer, en so ek dink jy kan 'n saak maak om te sê, daar is seker daai tipe tyd, waar, omdat dit nodig is, kan jy tydelik 'n rol speel en teach en wat as 'n vrou in daai konteks, maar dat dit nie die norm moet wees nie, en dat dit half duidelik moet wees van, en ek doen hierdie net terwyl ons mense oprig, terwyl ons bid, Suzan, ek stem heeltemal saam met wat jy sê van bid vir hierdie mans in ons gemeente, en dat die Here hulle sal oprig, en dat hulle die leierskap en die ouderling rolle kan oorneem. Maar wat ek wil bysê is, ek dink 'n mens kan selfs in so 'n land en so 'n situasie, as jy op die punt is van, ja, ons gaan eintlik nou maar net ons normaal gaan raak, dat dit nie 'n issue vir ons is nie, omdat dit is hoe dit op die oomblik groei, dink ek, jy gaan regtig iets verloor, want as ons sê, dat die Here se wil vir die funksionering van sy kerk, volgens sy woord is, dan beteken dit is as 'n blessing wat hy dit gee, dis as 'n goeie ding wat hy dit gee, so as jy nie in dit funksioneer nie, dan gaan jy op 'n manier ook uitmis op iets wat hy vir jou wil gee, en die manier hoe hy wil hê dit moet binne daai seën funksioneer. En die ander ding, Zaan, het ek ook aan presies gedink wat jy gedink het van, dit gaan 'n kultuur amper skep, waar jy van die begin af leer om sekere tekste vir praktiese doeleindes te ignoreer, of ander planne mee te maak, of wat ook al. Maar Boas, so daai wat jy nou sê, spesifiek van die boesmans, dis nou 'n ander ding, daar is mans, hulle is net nie nigter genoeg nie, dis nou anders as, dis hierdie spiksplinter nuwe, niemand weet enige iets nie situasie, en dis actually, dit is moeilik, so ek dink Zaan sê mooi goeders daar met gebed. Ek het gewonder toe jy dit sê, en dis nou iets wat 'n bietjie moeilik is, mense sal nou nie heeltemal dit weet nie, of die feit dat die vrouens dan maar net is van, okay wel, as hulle nie gaan nie, hier gaan ons, verstaan, of dit nie dan ook inspeel tot die feit dat die mans nie gaan step up nie, want hulle hoef nie, en hulle word amper in daai posisie gesit van, julle is te sleg, so ons sal dit doen. Ja, so ek weet nie of daar met baie wysheid 'n manier is, hoe mens daai ouens kan beter disipel,
of iets. Ja, ek het nie 'n perfekte antwoord nie, maar dit was sommer maar goedjies wat ek gedink het terwyl jy gepraat het Ek wil oor. nog een dingetjie daar sê. Nee Lizzie, dis so goed, dis hoekom meer as een stem gehoor moet word, want jy het nou weer dinge genoem waaraan ek nie gedink het nie. En terwyl jy praat het ek gedink aan Lydia in die eerste bekeerling in Filippi, nie die eerste bekeerling op Europese grond of die Samaritaanse vrou by die put. Ek bedoel, dis nou nie 'n kwessie van baie keer is vroue letterlik die eerste bekeerlinge en dit beteken nou nie jy mag nou nie preek nie. Jy moet nou jou mond hou. Ek bedoel daai Samaritaanse vrou daar in die dorpie ingehardloop en Lydia ja, maar dit voel amper vir my dis presies wat jy gesê het. Verstaan, dis nog baie informeel, dis baie primitief, en ek glo soos wat die Here mans tot bekering bring. As die Heilige Gees hulle harte beet kry en hulle die woord, want dan jy sien in die woord wat is dit wat die Here wil hê ons moet doen. Maar dit is 'n groot bediening en ek om manne van God op te rig. Boa, jy sal nou baie meer hiervan weet, want ek dink dit is iets wat Satan aktief aanval. So verstaan, as mense dan moet bekeer, dit moet net nie die mans wees nie. Laat die vrouens dan nou maar kerk toe gaan. En ek dink dis regtig iets wat ons in Suid-Afrika ook sien. In baie kerke is daar baie meer vrouens as wat daar mans is. En dis nie goed nie. Dit moenie so wees nie. Ja. Hulle praat mos so van noodgevalkerke, women and children first. Maar nee, jy het nou na John Piper verwys en ek dink net om so half af te sluit hierdie stukkie waar Dominee Andries hulle se ingesteldheid rondom die oprigting van hierdie gemeentetjies is regtig die mans moet step up. Jy weet, so dis die ingesteldheid en John Piper het so op 'n stadium nogal 'n interessante ding gesê, want hy is mos nou 'n baptis oor die doop. En toe praat hy oor die onderskeid tussen die groot doop en die klein doop. En hy sê, mens sou saak daarvoor kon uitmaak dat die klein doop is permitted, but it's not proper. En toe het ek nogals gedink, 'n bietjie gespeel met daai idee, en toe voel dit vir my ook, jy weet, in terme van 'n nuwe kerkplant, of in die geval van die Boesmans, waar hulle sukkel om die mans betrokke te kry. Tydelik, binne 'n sekere konteks, it's permitted, but it's not proper. En ons moet bly sê, dis nie proper nie. Mans, Jy wil beweeg in die rigting van 'n volwasse kerk Stap in in die jou rol orde dit. Ja. Nee, maar dankie. Julle het dit vir my baie lekker geantwoord op. En laaste vraagie. Natuurlik het julle albei vanuit 'n roepingsbesef in die studies en in persoonlike bediening begin belangstel. En toe die ding nou 'n bietjie draai gevat, Lisarie vir jou in die bediening, Lizaan vir jou voor die bediening, formele bediening. Hoe sou julle sê van waar jy so half begin het en die vooruitskouing gehad het van, maar my roeping is teologie en dan kerk, hoe sou julle sê hoe die roepingsverstaan toe nou bietjie verander? Zans? Nee, Lizzie, gaan jy eers? Julle is so ordentlik. Jy eers. Ek dink dit was vir my op 'n stadium nogal 'n groot worsteling gewees in my worstelproses. Daar was soveel worstelinge, maar dit was vir my onder andere ja, ja, 'n groot worsteling gewees. Maar die storie wat ek nou nie ekstra tyd gaan vat van my 4 jaar om te vertel, 4 jaar hoekom ek aangegaan het met my 5de en my 6de jaar nie, maar ek was so seker, soos hoekom sal die Here dan nou wil hê ek moet aangaan met hierdie 2 jaar en dan gaan ek nou hier deur en bygesê toe het ek ook nog nie geweet hoe gaan my paadjie in die bediening natuurlik uitspeel en so aan nie. Maar as ek nou terugkyk, dan is my verstaan nog steeds dat die Here my geroep het tot bediening. Dit is miskien net bediening 'n bietjie in ander kontekste en 'n bietjie in ander vorms as wat ek gedink het op daai stadium dit gaan wees. En ek wil soos baie duidelik sê, nee, ek dink vrouens moet in bediening wees, moet deel wees van eredienste. Ons sien in die Nuwe Testament hoe daar gebid en geprofeteer word in eredienskonteks, terwyl die erkenning van gesag oor jou nog steeds acknowledge word, maar dat vrouens aktiewe rolle gespeel het,
in gemeentes, in bediening, ek wil nie daarmee stry nie, en jy kan nie daarmee stry as jy die Nuwe Testament lees nie, daar's mense met wie ek eintlik nie eers heeltemal saamstem, met wie ek breedweg sal saamstem oor half 'n complementarian view, maar wat ek nie heeltemal saamstem met selfs hoe streng miskien hulle is oor vrouens, beter nie 'n woord sê in 'n diens of wat, want die voorbeelde en goed in die Nuwe Testament wat ons sien, wys vir ons 'n ander prentjie. So, ek dink nie enige een van ons drie se oortuiging is, ja, so vrouens gaan sit tog in 'n hoekie, verstaan, hou jouself besig met jou breiwerk of iets. Speel met die kinders op die vloer. Vir die kinders. Maar net om te sê, so ek staan nog steeds voltyds in bediening, maar ek staan nie in die leierskap, die ouderling rol in die gemeente nie. En kom ek noem net iets anders, en hierdie is ook nou nie heeltemal waar ek trek met dit nie, maar selfs vir die mense wat voel, vrouens moet basies gesprekke oor die Here of bediening beperk tot ander vrouens en kinders. Selfs al was dit net daai mense met wie ek kon praat oor die Here, is dit 'n baie groot persentasie van die wêreldbevolking. Dit verstaan, jy kan jouself eintlik nog heeltemal goed uitleef in dit, maar ek glo nog steeds daar is baie ander kontekste waar jy selfs met mans in teologiese gesprekke bymekaar kan leer, al daai goeters, as ons dink aan Priscilla en Aquila se gesprek met Apollos. So ek dink nie ons is gestuifel in bediening nie. Ek dink daar's nog steeds baie plekke en maniere om jouself voluit en ten volle te kan uitleef in bediening, en ek hoop regtig dat gemeentes plek maak daarvoor, selfs al is dit dan nou nie in hierdie een huishouడింgrol wat die Here gekwalifiseerde mans voorroep nie. So ja, eintlik net om te sê, my roepingsverstaan is dat die Here my geroep het tot bediening. Daar is 'n sekere manier hoe dit op hierdie stadium lyk, daar sekere rolle wat ek gemeentelik en in gemeenskap en so aan vervul, en ek dink op daai stadium was, toe ek klaar teologie geswat het, was my prentjie van bediening eintlik net so dominee. Want ek het nog nie vreeslik verder oor hierdie goed gedink nie. So, yes, dis wat my roepingsverstaan is. Ek wil net een ding ingooi, sorry Zons. Net dat mense weet. Kyk, dit is vir my so mooi, dat jy so genuanceerd praat, want hierdie is 'n baie sensitiewe onderwerp, en mense is geweldig, partykeer emosioneel daaroor, so, en na al twee kante toe, nie net van een kant af nie, so, nee, dis reg, jy kan nog 'n paar disclaimers insit. Ja, ek verstaan dat dit so sensitiewe saak is, want ek weet hoe ek gevoel het voor my hele worsteling, ek weet waar ek nou trek en hoe ek nou voel, ek weet hoe mense gevoel het in my gemeente, want hulle was soos, maar daar staan vrug op jou bediening, en ons kry iets hier uit, en ons groei, verstaan, so, ek probeer glad nie verminder wat enige vrou doen, of wat die Here al deur jou gedoen het, of wat ook al, deur te sê, ons moet nog steeds met openheid en met opregtheid en sonder defensiveness regtig ook die Here se wil hier insoek nie. Maar wat ek net wil sê is, ek verstaan dat van die goed wat ons sê, absoluut mal kan klink, afhangend van waar jy op hierdie stadium trek. Ek onthou letterlik, toe ek 'n paar maande in my worstelproses was, toe was daar 'n week gewees waar ek vir 'n paar dae nie fisies in die tekste was nie. So, dit was soos 'n bietjie minder, jy weet, direk in my kop en in my gemoed. En ek onthou 'n dag wat ek van die huis af kantoor toe gestap het, want ek was in die pastorie en dit was naby aan die kantoor. En ek het kantoor toe gestap en ek het letterlik gedink, waarmee is jy besig? Hierdie is so dom, soos natuurlik kan jy hierdie doen. Hoekom op aarde dink jy kan nie? Want dit is ook net die absolute boodskap wat mens deur jou hele lewe en in ons kultuur kry. So net om te sê, ek het regtig begrip vir allerhande gevoelens wat mense het rondom hierdie, maar bediening is regtig breër as net een spesifieke rol wat 'n baie klein handjie vol mense in 'n gemeente actually kan
vervul. Dit is ook nie elke liewe man wat in daai rol gaan staan nie. So daar is baie ander plekke vir die res van ons om hande en voete en ledemate te wees en tot opbou en tot uitbou van die kerk en die koninkryk jouself uit te leef. Amen. Lisanne, wil jy ietsie bygesit het daar? Ja, Lizzie, jy het nou mooi goed gesê, soos ek het nog nooit eers so daaraan gedink toe jy sê, wel, al mag jy dan nou net vir ander vrouens en kinders spreek, dit is 'n, Hey, lig daar is aan, die jy lig, ja. sien, daar's hy. Okay, dit is 'n Blink gedagte. ongelooflike groot veld, en ek is ook te mekaar, want ek het nog steeds 'n baie groot passie vir sendingwerk, en ek glo ek gaan nog iewers die onderwys verlaat en voltyds 'n sendeling wees. Maar ek is sensitief vir die Here se roepstem, en toe het 'n klomp mense al vir my gesê, maar hoorie, jy is elke dag besig met sendingwerk om vir hierdie klomp kinders skool te hou, en prys die Here vir 'n land soos Suid-Afrika, waar ons vrylik oor die Here in die klaskamer kan praat. Dis 'n geweldige sendingveld. Iets wat vir my bietjie moeilik was toe ek nou besluit het, okay, ek gaan nou finaal wegbly van kansels. Is ek hou baie daarvan om te praat. So, Nooit. ek is ook ja, nee, wow, sal nie raai nie. Maar ek is ook baie betrokke by die skool se redenaars en debat en al daai goeters, en ek het regtig altyd geblom as ek gepreek het. Dit is my verskriklik lekker om onderrig te gee. En soos ek wil nie die hele predikant pakkie hê nie, maar ek wil die preekdeel is my verskriklik lekker. En om op te lees en tyd met die Here te spandeer en alles. En toe ek ook, maar die Here het dan vir my 'n tong gegee. Die Here het vir my redenaarsvermoëns gegee. Die Here het al hierdie goed vir my gegee. En nou sê die Here vir my, ek kan nie op die kansel nie. So hoe werk dit nou? Maar Lizzie, dis ook daai wat jy sê, daar is soveel geleenthede vir jou daar buite. Dit is eintlik herinner dit mense bietjie aan Eva in die tuin. Soos jy het alles. Die Here sê vir jou net van hierdie een boom mag jy nie eet nie. Maar nou wil jy van daai een boom gaan eet. So Boom is 'n groot as die versoeking. Here sê nee, So daaroor gedink nie. ja. Maar God is goed. Alles wat veel is wys. En Lizzie, dit kom terug na daai ding wat jy ook gesê het. Ek gaan op my heel gelukkigste wees wanneer ek die heel naaste bly aan die riglyne wat die Here vir ons in sy woord gee. So dan wil ek dit doen. Ek het ook al vir party mense gesê, ek sal eerder te naby aan die woord beweeg as om 'n klein bietjie te ver van die woord te beweeg. So As ja. jy moet fouteer jy eerder 'n bietjie in die rigting van die teks as weg van die teks af. Ja, absoluut. Nee, absoluut. En ek wil nog een dingetjie ook bysit. Dis altyd vir my bemoedigend, en ek dink vir Lizzie, vir jou ook, as mens besef jy is nie alleen in 'n ding nie. So ek het gedink ek is nou maar die enigste een uit ons teologiese klasse, want Liesrie sal weet die klas is nie so groot nie, want so mense is maar vriende en jy ken die mense 'n paar jaar bo jou en 'n paar jaar onder jou. Ek het gedink ek is letterlik die enigste persoon wat hierdie standpunt het, maar my klas gaan dit nie weet nie, want ek's in die onderwys, so hulle gaan nie weet dat ek eintlik teen die vrou in die amp is nie. En toe kom jy en toe sê ek soos, hey, okay, ek is ook nie mal nie, ander mense sien dit ook so. En nog 'n vriendin wat saam teologie geswat het ook tot dieselfde gevolgtrekking gekom. Sy het nie geweet op watter bladsy ek is nie, en my kom vertel, en ek soos, halleluja, prys die Here. Dit voel asof die Here die een na die ander se oë begin open oor hierdie goeie. So dan besef mens eintlik, soos jy ook gesê het, Liesrie, mense is nie op 'n eiland nie. Daar's eintlik meer mense wat voel soos wat jy voel. Ons is net nie altyd so, hoe kan ek sê, in die kollig nie. Mense is nie altyd so bewus daarvan nie, maar en hoe die Here, sonder dat ek enigsins met hierdie ander vriendin ook gepraat het die Here deur mense in haar lewe, deur die woord, net die waarheid aan haar geopenbaar en aan haar gebreek, ja. Hoor julle twee, dit was nou vir my verskriklik lekker om met julle te gesels, en dat ek nie al die praatwerk hoef te gedoen het nie, dit is wonderlik. So nee, baie dankie vir kyk, julle het nou 'n bietjie julleself ontbloot, né? Dit is dis mos nou die ding, en
ons predikant op Stellenbosch het altyd gesê never read the bottom half of the internet. So ek sal nou maar hier onder by die comments sal ek nou net sit, wees asseblief respekvol. Ons het regtig aan die begin ons maar gesê die ingesteldheid, die posture waarmee hierdie ding gedoen word is regtig vanuit persoonlike oortuiging. Met baie moeite wat omgegaan is met die skrif, met kommentare, met in gebed, jy weet, en is nie om vir enigiemand te preek of enigiemand af te skiet nie, maar is net om te sê, dis wat julle tot die slotsom gekom het, wat gehoorsaamheid vereis. En miskien raak dit iemand anders. Ek weet nie of 'n mens nou 'n bietjie 'n gemeenskapie gaan vestig rondom hierdie ding, ander mense wat voel, hulle is ook op eilandjies en jy weet, ons wil graag dalk saam met julle op die vasteland kom nie. Maar ja, ek sien uit na wat die Here dalk met hierdie video kan maak en ons bid dat dit 'n positiewe impak sal hê en miskien kry ek julle op 'n stadium weer terug, dan gesels ons 'n bietjie verder. Miskien oor ander onderwerpe, dit sal lekker wees. Julle het gelukkig genoeg passie en genoeg positiwiteit om sulke goedjies aan te durf. So van my kant af baie dankie. Ek waardeer om met julle te kon praat en ja, hopelik sien ons mekaar bietjie vroeër as later. Ja, dankie vir jou, dankie vir die manier hoe jy ook die gesprek hanteer het. Ja. Jy hoef nie gespanne te gewees het. Ja. Alright julle, totsiens hoor. Dankie Deborah, dankie Lizzie. Waar julle